1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Sinbad, die seeman. Dit is 'n reënerige dag. Huey, Dewey en Louie is ongelukkig omdat hulle nie buite kan gaan speel nie. Moenie hartseer wees nie, sê ouma eend. Ek weet wat ons kan doen. Sy stap na die boekrak toe en haal 'n rooi boek van die rak af. Ek sal vir julle 'n storie oor 'n dapper seun met die naam Sinbad lees. Ouma eend gaan sit in die groot groen stoel. Huey, Louie en Dewey sit op die vloer voor haar. Toe begin ouma eend haar storie lees en dit klink so. Daar was eenmal 'n arm seun met die naam Sinbad. Hy het gedink hy kan ryk word as hy 'n seeman word en op 'n skip werk. Hy pak toe sy paar besittings en gaan soek werk op 'n skip. Sinbad is gelukkig. Hy kry werk as matroos op 'n skip en voeg sy naam by die lys van die bemanningslede. Sinbad se skip span die seile en vaar op die see uit. Maar sommer gou is daar 'n vreeslike storm. Die skip vergaan byna aan die woeste winde en hoë golwe. En toe die storm verby is, wens Sinbad hy kan weer op die land wees. Na ruk sien die matrose op die skip die land in die verte. Dis 'n klein eiland. Sinbad en 4 ander matrose gaan met 'n klein bootjie land toe. Miskien sal ons hier 'n paar skatte vind, dink Sinbad toe hulle aan wal stap. Sinbad en die ander matrose kry koud. Hulle maak vir hulle 'n vuurtjie sodat hulle kan warm word. Net toe begin die aarde dreun. Dit skud so dat hulle in die lug opskiet. Die eiland was al die tyd 'n reuse walvis wat aan die slaap was. Die warm vuurtjie op sy rug het hom wakker gemaak. Hy duik af na die bodem van die diepsee en die matrose beland almal in die water. Sinbad sink af in die diepsee. Hy is seker hy is besig om te verdrink. Toe Sinbad weer opkom, sien hy geen teken van die skip nie. Maar gelukkig vir hom, dryf 'n vaatjie naby hom verby en hy klim daarin. Hy gebruik sy hemp om 'n seil te maak en die wind neem hom na 'n pragtige eiland toe. Miskien sal ek my rykdom hier vind, sê Sinbad toe hy aan wal stap. Hy sien vrugtebome, voëls, skoenlappers en blomme, maar daar is geen huise of mense nie. Skielik sien Sinbad 'n groot wit vorm in die verte. Miskien is dit 'n huis, sê hy vir homself. Ek sal gaan kyk. Toe hy nader kom, sien hy dit is 'n reuse eier. Hy het nog nooit so 'n groot eier gesien nie. Terwyl Sinbad die groot eier bewonder, vlieg daar 'n reuse voël uit die lug. Hy sprei sy vlerke wyd uit en land naby Sinbad. Sinbad maak hom vinnig aan die voël se poot vas. Miskien gaan die voël na 'n groot stad toe vlieg, dink Sinbad. Die voël begin weer vlieg. Sinbad hou styf vas aan die voël se poot. Toe hulle bo in die lug oor 'n groot stad vlieg. Toe Sinbad afkyk en sien hoe hoog hulle is, word hy bang. Maar uiteindelik land die voël saggies op die grond en Sinbad maak hom versigtig los. Toe hardloop hy vinnig weg. Die volgende oggend kom hy by 'n kasteel met 'n groot houtdeur. Wat sou agter hierdie deur wees? Wonder Sinbad. Hy gaan in en kry bene wat op die grond lê. Ek wonder waar hierdie bene vandaan kom, sê Sinbad. Miskien is dit 'n reus wat hier bly.
Jy is reg, sê 'n harde stem agter hom. En toe Sinbad omdraai, staan die reus voor hom. Die reus gryp vir Sinbad in sy reuse hand vas. En Sinbad is gereed om vir sy lewe te veg. Maar toe sê die reus: "Jy is te klein om te eet. Daar is nie genoeg vleis aan jou nie." Hy sit Sinbad op die grond neer en Sinbad hardloop so vinnig as wat hy kan daar weg. Die volgende dag kom Sinbad by 'n pragtige stad. Daar is 'n fontein in die middel van die plein. Sinbad sit aan die kant van die fontein om te rus. "Miskien sal ek hier ryk word," dink hy hoopvol. Sinbad vra 'n vriendelike man hoe hy in die stad kan ryk word. "Die sultan is baie lief vir kokosneute," sê die man. "Hy sal vir enigiemand wat vir hom 'n kokosneut bring, 'n beloning gee." "Dit klink maklik," sê Sinbad. "Dis nie so maklik nie," sê die man, "want daar is 'n reus wat oor die kokosneute waghou." Maar Sinbad gee nie moed op nie. Hy is vasberade. Hy wil die kokosneute in die hande probeer kry. Hy vertrek dadelik na die kokosneute bos toe. En die geluk is aan sy kant. Daar is 4 ape wat in die kokosneutbome speel. En die reus is nêrens te sien nie. Die ape dink Sinbad wil met hulle speel en hulle pluk die kokosneute van die boom af en gooi hulle na Sinbad toe. Sinbad maak gou sy sak vol. Sinbad storm dadelik terug na die stad toe. En net toe hy daar aankom, kom die sultan daar verby. Die sultan ry op 'n groot olifant en sy dienaars loop langs hulle. "O sultan, ek is tot u diens," roep Sinbad. "Ek het vir u 'n paar kokosneute gebring." Die sultan stop en leun oor om te sien wie met hom praat. "Jy sê jy het kokosneute?" vra hy verbaas. "Hoe het jy dit in die hande gekry?" En Sinbad vertel vir die sultan die storie. "Jy was baie dapper om na die reus se bos toe te gaan om vir my hierdie kokosneute te gaan haal," sê die sultan ingenome. "Jy sal daarvoor beloon word." En die sultan gee vir Sinbad goud en juwele. "Hoera! Ek is ryk," skree Sinbad. Sinbad besluit om na sy eie land toe terug te keer. Die vriendelike man kom sien hom af en waai hom totsiens. En Sinbad waai terug. Hy is baie gelukkig. Die sultan se goud en juwele het hom uiteindelik 'n ryk man gemaak. Sinbad het toe veilig by die huis aangekom en vir die res van sy lewe gemaklik en gelukkig gelewe, sê ouma eend toe sy die boek toemaak en opstaan. "Wat 'n gelukkige kerel," sê Huey, Dewey en Louie. "Ja, maar onthou, hy was ook dapper en slim," sê ouma eend. Fluit, fluit, my storie is uit.